Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Tanya, ons begin by die wat soms al sê die gevreesde hantavirus nou is. Ja, ek dink ons het almal 'n klein bietjie posttraumatiese stressindroom van 2020, nê. Toe daai ander virus ons almal se wêrelde omgegooi het. So die Nasionale Departement van Gesondheid in die Wes-Kaap het bevestig, hulle dink ons 4 mense wat hulle dink moontlik die virus onderlede het. Ek sien dat Tedros Ghebreyesus, die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, sê dit het 'n 6 weke inkubasietydperk. Ja. Ons is nou 6 weke voor jy weet, voor die simptome wys. korrek. So ons is nou eers in die 2de week vandat daar moontlike kontak kon gewees het. So dit is nog 4 weke wagtyd. Dis baie interessant om die verskillende kenners se opinies te hoor. Vroeër die week het ek gehoor 'n dokter sê dat daai rotte kom nie in Suid-Afrika voor nie. Ja. En dan moet jy die fisiese kontak hê, anders sê jy dit is 'n airborne virus soos die ander enetjie. So ons gaan maar moet wag en kyk. Hulle is intussen besig om ook al die mense wat op daai Airlink vlug was na te spoor en seker te maak almal wat in kontak was met die vrou wat op daai vlug van Sint Helena na Johannesburg was, wat oorlede is, om te kyk wie het kontak gehad om nasporing te doen. So dit is, kyk, ons het gelukkig al oefening gehad hierin, maar dit bly maar 'n intensiewe proses. Hulle sê mense besef Airlink het ook 'n sekere het ook 'n manier om die lug te filtreer in die kajuit. So Ja. dis nie dat as sy in die vlug was dat almal dan sal siek wees nie. Die lug word gefiltreer, maar soos hulle sê, hierdie is dalk nie 'n luggebaseerde aansteeklike siekte nie, maar wel 'n noue kontaktas siekte. Ja, jy moet regtig baie nou kontak hê met die mens om daai virus oor te dra. So nou hulle sê ook dat waarskynlik het van hierdie mense, hulle was waarskynlik op 'n eiland waar hulle gaan voëls kyk het, waar hulle moontlik daai mis van die rotte ingeasem het. Jy moet nogal sulke noue kontak gehad het met die St. George eilande, die Georgiese eilande, hulle was op 'n klomp verskillende eilande waar Atlantiese seevoëls nogal broei. So. Ja, en dit kom spesifiek van die Andes stam van daai rotte. So definitief nie, kyk, ons het verskillende tipe rotte in ons land, maar nie daai rot nie. En ek sien ook ons minister in die presidentskap, Ntshabeni, sê daar's op hierdie stadium absoluut regtig waar geen rede tot kom en ek dink ook nie dat ons moet paniekerig raak nie. Ek dink regtig waar daar's genoeg dinge in die lewe om oor paniekerig te raak, al net asem. Ek dink as jy wil paniekerig raak paniekerig oor die watervlakke in jou omgewing. Ons kyk na enorme vloede. 'n week of 2 gelede het Namibië, dele van Namibië oorstroom. Nou is dit Suid-Afrika se beurt. Mossel Bay loop deur. Die hele Wes- en Oos-Kaap is besig om... Dis ongelooflik. Ek meen as jy kyk na die beeldmateriaal van Beaufort Wes waar die Sakrivier uitgesak het. Ek meen daar's amper nie pad nie en dan sien ons daai beeldmateriaal daar, jy sien hom nou op die TV enetjie, die pad is in Meyringspoort waar jy gaan nie meer daar kan deurry nie. Jy gaan nog kan deurstap miskien, maar jy gaan nie meer kan deur. Daai pad is letterlik weg. So mense word nou via Aberdeen met die N9 herlei. Hulle hou op hierdie stadium die Kleinbrak, Grootbrak en nou kan ek op sy naam kom nie met die hawe almal vakansie. Ja, Hartenbos hou hulle dop. Dit is ongelooflik. Daar was 'n gesin, 2 ouers en 2 kinders in Lockston, of 20 km buite Beaufort Wes wat hulle moes gaan red. Helikopter wat gister ook nog heeldag mense gesoek het oral. Ek het die skuim gesien oor Victoria Bay wat oor die huise was. Die Beacon Isle Hotel wat omsingel word deur water. Verstaan jy, dis ongekende beelde. Hulle sê dit is die grootste vloede in 'n dekade in daai area en die watervlakke van die riviere wat enorm hoog is. Ja. So ons dink aan al daai mense, ons dink aan almal wat nie 'n ander heenkome het nie. Wat waarheen vlug jy as jy geen ander heenkome het nie? In die Kalahari by Kakamas, 1900 kubieke meter per sekonde donderdag. 1900. Ek meen, waarheen gaan jy? Genade. Ja, sjoe. En dit is regtig 'n jaar van vloede, hoor, ek meen reg oor die land. Ja. Dan is Fadil Arms steeds agter tralies. Interessant. So hy het gister in die hof verskyn in Pinetown en oorspronklik sou die staat nie sy borgtog aansoek teëgestaan het nie, maar toe het hulle geredeneer die manier hoe hy sy warrant of arrest gehanteer het gemaak dat hulle nou wel sy borgtog aansoek teëgestaan het. So hy sê egter, of sy regspan sê hy was heeltemal reg daarmee om gearresteer te word. Hy het probeer uitvind hoe moet hy na die polisie toe gaan.
die staat sê nee, hulle moes hom gaan arresteer, hy het nie gekom soos wat hy moes nie. So hy sit nou vir die naweek in die tronk. Sy regspan het gesê dit is nie 'n goeie plan nie, hy het klein kindertjies, maar goed, hy sit in die tronk tot, of in die aanhoudingsselle natuurlik nie in die tronk nie, tot Woensdag die 13de. En hy's natuurlik, word hy daarvan beskuldig dat hy die polisie se uit ingemeng met die ondersoek na die destydse sluipmoord op Sindiso Magagwa, die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga. So Fadil wat hierdie naweek dan nog in die aanhouding bly tot Woensdag, wanneer hy dan nou sy borgtog aansoek gaan hoor. Hulle sê uit sy posisie as lid van die parlement gebruik om mense te gaan besoek en dit was 'n misbruik daar gewees. Hierdie is 'n interessante storie want daar's baie gemaak oor hierdie spesifieke storie, baie drama wil ek amper sê agter dit toe hy net deur nag gereis van die Kaap na die KwaZulu-Natal toe was op baie mense van die party ook buite wat toe het om sê hulle kry nie antwoorde nie, waar is hy, maar terselfdertyd is daar ook gesê ons reël dit met sy prokureur, sy regspan gepraat, hulle weet presies waar hy is, hoe hy beweeg. So dis asof al vir my baie drama agter hierdie geweldige drama, daar was ook verskillende berigte, partyberigte het gesê hy het hom oorgegee aan die polisie, ander berigte sê nie, hy het hom nie oorgegee nie, hulle moes hom fisies gaan arresteer by sy huis. Dit is vir my baie interessant, die hoeveelheid publisiteit en aandag wat daar aan hierdie spesifieke saak gegee word. Mense dink hierdie man in sy posisie kan tog nie, as dit dan nou die enigste persoon was, hoekom word hierdie so in die groot klop gehaal? Dis iets waar ek ook wonder, hoekom word hy so uitgesonder? Is hy iemand om op te fokus? Veral as jy kyk met alles wat rondom die Madlanga kommissie aangaan en waar mense baie meer as net beskuldig word van 'n moontlike inmenging by 'n sluipmoord, dan dink jy, maar waarom word daar, wat eintlik my vraag is, hoekom kan dit by hom so gebeur? Maar ander goed, voel vir my word geen aandag aan gegee nie, dit word net gelos. Dit verstaan 'n mens nie. Een van die goed wat in die geskiedenis gevier word, is die oorwinning oor Nazi-Duitsland deur Rusland in 1945. Rusland se oorwinningsdagvieringe is 8 en 9 Mei. Daarvoor het hulle nou konsuis 'n skietstilstand met die Oekraïne ondergaan van hulle eie kant af eensaidig sodat hulle dan kan vieringe hou en kan parades hou. Met hulle besluit gaan hulle nie die Oekraïne aanval op 'n kort skietstilstand. Maar die Oekraïne het ook, dit was ook die Oekraïne wat dit geïnisieer het en gesê het, goed, kom ons hou 'n skietstilstand. Dit was eers hulle het vroeër die week 'n skietstilstand aangebied en toe die Russe dit geweier. Hulle dit absoluut geïgnoreer. So nou is daar 'n skietstilstand vir 2 dae. Kyk, dit was nou in Europa het ook hierdie week in verskeie lande Bevrydingsdag gevier, die oorwinning oor Nazi-Duitsland, en dis dan nou ook 9 Mei die groot parade wat Rusland elke jaar op die Rooi Plein hou. Hulle het dit nou baie afgeskaal hierdie jaar omdat hulle bang is vir die Oekraïne. Ek kan nie verstaan hoe kan ons nie maar net die oorlog totaal stop nie, asseblief. Ja, dit was interessant want hulle het ook 'n waarskuwing uitgestuur aan die Oekraïne om te sê sou julle hierdie skietstilstand verbreek Tydens ons vieringe gaan ons Kiev aanval. Ja. Ek verstaan nie hoe 'n mens 'n stad kan dreig nie. Dis die tyd waarin ons is waar stede, burgerlikes aangeval word en geteiken word, blaatant. Nee, dit is ongelooflik. Dit is daai reël van jy skiet nie burgerlike teikens nie. Dis asof dit weg is. En dit is interessant ook, mense sal dink hoe kan daar nog steeds geld wees vir hierdie oorlog? Ek meen Amerika is nie meer werklik 'n speler in hierdie oorlog nie. So Europa dra die las op hulle eie, ja. Hulle doen nou, hulle koop die meeste in op hierdie oorlog. En Rusland het nog genoeg geld om 'n rukkie aan te hou. Daar was 'n interessante artikel gewees oor die hoeveelheid Noord-Koreaanse burgers wat eintlik in hierdie oorlog ook veg en wat ook oorlede is. So mense, ek dink ons vergeet baie keer die ondersteuning wat daar is vir Rusland sonder dat dit noodwendig blootgestel word in die media. Ja, en ek meen daar's ook mense wat sê maar hoekom kan die Oekraïne nou maar net oorgee en dan sit nou klaar nie, maar so werk dit nie. So intussen is daar soveel lewens wat verlies ly. En ek dink ook heeltyd terug aan dis al meer as 2 jaar terug, waar daai mense almal uit Kiev uit gevlug het te voet vir kilometers na beter heenkome wat oor moes begin in ander lande. Geen wenners nie, né? Nee, absoluut nie. Dan hartseer, Bonnie Tyler is in die hospitaal. Sy is in die hospitaal en sy het 'n redelike ernstige darmoperasie of 'n ingewande operasie ondergaan en sy is veronderstel om in 'n paar maande te begin met haar toer
Sy is al in die 70, 76 dink ek. En sy is veronderstel om 'n toer te doen om 50 jaar herdenking van haar Lost in France liedjie. Ek moet sê ek het 'n sagte plekkie vir haar musiek, hoor. Dit is van daai liedjies wat net maak nie saak of jy van haar hou of nie, jy ken haar musiek. Jy ken haar kom ons musiek. hoop sy herstel. Weet nie of sy weer moet gaan toer nie, maar kom ons hoop sy herstel. Ja. Dis dalk nou maar tyd om jy weet 'n ou afdrie oortjie huisie te koop. Jy weet nooit dalk iewers Iewers by in 'n dam. Frankryk, dan kan sy daar sing Lost in France. Hier by 'n dam. Hier kom. Ja, kan kyk hoe vang jy ouens vis terwyl jy Want afdrie. sy's 'n dame. Sy's dame. net sy wil nie, sy's mos 'n dame. Sy's Deur Dame, ja. Dame Bonnie Tyler, Ja, die sy's die koningin. koningin, sy Sy getik Geslat. op die skouer, ja. Ja. Maar ek dink sy wil nie almal wil langs die dam aftree nie. Wat? Langs 'n dam? Wie wil nie langs dam aftrek? Ek wil nie. Anyway. Ek en Jennifer wil nie. Bonnekort aftree oor. Dan moet ons praat oor die seeleeu in San Francisco. Ja, chonkers is 'n baie dik seeleeu en die mense stroom van heinde en verre. Wow. Jy kan nie sê dik seeleeu. Is dit body Dis shaming? body shaming. Hierdie is net 'n ander tipe seeleeu. Vader. Ja, vader, nee. Dis 'n seeleeu. Die seeleeu het regtig nie gevoelens nie. Hy is net gelukkig, hy rol heeldag dik rond op sy peer. Sies julle behoort julle te skaam. Weet jy, ons dikker mense is sensitief hieroor. So, is dit okay dat die toeriste dan skree, "Look, it looks like a Volkswagen." Nee, of seker Volkswagen. Hoe sê mense dit? Volkswagen, hulle kan ons nie vee sê nie. Ja, Volks. so hy's regtig 'n baie dik seeleeu uit of Die goed gevoede seeleeu. Nee, julle verstaan hierdie is 'n ander tipe seeleeu. Hy kom van die noorde af. O, so hy's net so gebou. Dis sy Dis 'n beenstruktuur. ander geneties 'n ander tipe seeleeu. Nee, hy is 'n lui seeleeu wat te min rond swem en te veel Ek eet. weier. Julle moet die So feite mense lees. kom kyk nou vir hierdie ene. Dis fake news. Van ver af, Van ver af. Ja, so as mense wat dis net letterlik soos wat ons hier in Suid-Afrika van daai seekoeie of wat ook al dat mense voorreis, mense reis nou vir chonkers want chonkers is 'n lekker groot seeleeu en 'n groot besienswaardigheid. So lekker vir San Francisco. Hy's 'n noordelike seeleeu. Ja, seker hy geniet Hy's dit. 'n ander tipe seeleeu. Ek meen ons het ook van hulle daar in die waterfront as jy op die bootjie rondvaar dan sien jy van hulle daar rond. Nie hierdie nie, want hierdie is in Noord-Amerika. Die ander weet tipe jy. seeleeu is gelukkig, mense is gelukkig, hulle sien die seeleeu, die wêreld is goed. Tanya, baie dankie vir jou 'n heerlike saamgesels naweek vir julle. vanoggend. Dit is Tanya de Venter Baker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.